baie goed. Hierdie jaarvergaderings van jou is daarom senuweetergend. Moenie verspot wees nie, Walter. Ons mikroskyfie gaan beslis 'n klein ontploffingkie veroorsaak vanoggend. Buitendien, ek is sommer senuweeagtig genoeg. Hoe lyk daardie veranderinge? Nog net so 'n paar minute. Kyk, ek sal moet gaan, hulle wag al vir my. Sal jy die planne saambring asseblief? Goed, ja. Ek praat met jou voor jou toespraak. By die ontvangstoonbank. 10:00 op die kom. Sien jou. Dink net aan al daai geld kry. Taxi. Meneer. Taxi! Hier zo. My beurt, vuil goed. Tot ziens, meneer. Baie dankie. Hier is die konferensiesentrum. Goed, ek vat jou. Ga je naar een conferentie toe? 'n Soort konferensie. My moedermaatskappy se jaarvergadering. Ja, ik heb een bericht daarover gezien. Elmort Industrie, niet waar nie? Ja. Is jij Walter Smith? Ek voel nogal geëerd toe op aarde, weet jy dit? Wat? Wat gaan aan? Wat 'n duiwel gaan nou hier aan? Goeiemôre, meneer Smith. Ons is hier om sake te doen. Ek wys jou myne, dan wys jy my joune. Ek is bevrees ek het nie die vaagste idee waarvan jy praat. Dis alles joune, as jy met die blauwdrukker laat afneem. Nee, ek kan dit nie doen nie. Dis buite die kwessie. Gee my, gee terug my tas. Jy los uit my goed. Dis leeg. Dis regtig jammer, meneer Smith. Ek het gehoop ek kry dit op die maklike manier in die hande, maar ek is bevrees ek sal maar met jou opvolger moet onderhandel. Ja, luister, ek sal niks sê nie, asseblief. Dink jy werklik ek gaan jou vertrou? Ek wil my persent hê en ek wil dit gou hê. En ek sal dit vir jou laat kry. Dit word gemaak in San Francisco. Ek gaan so toe. Ontspan maar net. I left my heart in San Francisco above the blue and windy sea. When I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Dit is lekker hier buite in die varstig. Ek wil vrolike gesigte sien en vir die beste wees wat ek nog geneem het. Dis 'n goeie een daar. Man, ek sien nêrens haie nie. Limla, dis heerlik hier buite lug. Lyk gesond. Dis onmoontlik, is te koud. Zelfs my lippe is al hoendervleis. Jy het my beloof ons gaan Tahiti toe. Limla, ons maak dit reg in die laboratorium. Goed, dis al. Julle kan 'n bietjie rus. Ek het nog geweet jy het gewete. Dit het niks te doen met 'n gewete nie. Hoe kan sy skiet sonder film? Henry, dis toevallig. Nee, dit is nie toevallig nie. Henry is die rede hoekom ons in San Francisco is en nie in Tahiti nie. Waar kan ek met julle gesels? Wat van Tahiti? Wat van my woonstel? Tadam! Wel, dis baie smaakvol. Dit is regtig baie mooi en smaakvol, Daniel. Dankie. En as ek mag vra, hoeveel kos dit my departement? Minder as 4 eerste klas hotelkamers. Wel, in daardie geval is dit eers smaakvol. Melissa Stewart. Is sy in die moeilikheid? Kan ek hom maar gaan red?
Wel, as sy nie klaar in die moeilikheid is nie, wil ek hê jy moet haar daarin kry. En gou. Sy is 'n spioen, Jack. Industrieel en andersins. Sy sal enigiets verkwansel as die geld net reg is. Sy het my al verskeie kere ontwyk. Sy staan bekend in ons besigheid as die dame in swart. Hoe kom ons? Sy het 2 weke gelede begin werk as 'n modelleeragent hier in San Francisco. Ons weet dis 'n dekmantel, ons weet nie waarom. Dit klink na 'n opdrag vir die FBI. Die FBI het nie 'n modefotograaf of 'n model vir die opdrag nie. Ek het, daarom het hulle my gebel en daarom is ek hier. Jack, wie is jou agent? Jy weet ek het nie. Nou, hoe dink jy moet ek weet jy's 'n model as jy nie 'n agent het nie? Dan moet ek seker my een kry. Veel geluk, Daniel. Ja, my naam is Jack en ek is op soek na 'n agent. Mevrou Stewart is nie geïnteresseerd in nuwe kliënte nie. Wel, ek wil nou nie hoogmoedig klink nie, maar ek was op die voorblad van International Man and Gentleman Style. Sy is uit. Dan wag ek maar. Ek het jou gesê. Sy is nie geïnteresseerd nie. Ek was ook al op die Karate Weekly. Maar ek is geïnteresseerd. Jy het nie eintlik styl nie. Borskas te groot. Dit laat kleure swak vertoon. Hoekom het jy my nou juist uitgesoek? Wel, ek laat my vingers die werk doen. Dit kan ek sien. So, dan wil jy mee. Jy meen as model? Dis Barbara. Hallo? Wat van meneer Klein, Barbara? Ja, ek weet. Maar moenie bekommerd wees nie. Sorg jy nie dat jy vanaand 8 uur by die Porterhouse restaurant is. En luister, jy weet hoe lank gesukkel om hierdie inligting te kry. So sorg maar net dat jy daar is om te doen. Wel, jonge heer, jammer ek neem rarig nie nou nuwe kliënte aan nie. Maar ek het jou voornommer. Hoe laat is Barbara veronderstel om hier te wees? 8 uur. Ons wil gou sien hoekom dit so belangrik was dat sy hiernatoe moes kom. Kom ons maak nog 'n bottel leeg. Ons het al reeds een leeg gemaak, Erik. Ag, wat is nie elke dag iets om te vier nie. Ek bedoel, waar kry jy 'n 50% salarisverhoging uit die bloute? Jy's heeltemal reg, Erik skat. Ek is jammer ek was die afgelope tyd so eienaardig. Vergeet dit. Ek moet om verskoning vra dat ek so spesieus was. Met jou baas se dood nou die dag en alles. Jy het alle reg gehad om snaaks op te tree. Ek sien jou nooit weer van trou nie. Dankie. Goeienaand. 'n Tafel vir een. Daar sy, dis Barbara. Kom saam met my asseblief. Ek kan sien dat 'n mens so mooi gesig het. Ek het nog altyd gesê jy's oplettend. Dankie. Ja, jy's reg. Kan ek vir jou nog inskink? Dankie. Ek beloof jou. Dit sal nooit weer gebeur nie. Trek jou asem in, skat. Toe maar, is alles reg. Toe maar, dankie. Wel, Barbara het beslis 'n indruk gemaak. Dis alles reg. Ek is seker sy het baie moes te vertel. Miskien moet een van ons haar beter leer ken. Ek dink jy's reg. Dis nou of nooit. Verskoon my. My naam is Jack Stryker en ek kan sweer ons het mekaar al ontmoet. Nee, ons het nie. En daai triek is baie ouer as jy. O nee, dis nie 'n triek nie.
Barbara. Jou naam is nie Barbara nie. Wel, dit lyk my jy lees gedagtes. Maar ek wag reeds vir iemand. Ek het vandag 'n audisie gedoen vir Melissa Stewart en dis waar ek jou naam en foto gesien het. Ek is ook 'n model. Miskien moet jy liewer nou loop, Jack. Gaaf my te ontmoet. Sy is definitief nie vir besigheid. Regtig? Hoe weet jy dit? Baie jare se ervaring, instink. Die soort intuïsie wat mense in 'n spesiale taak mag ontwikkel. 'n Burgerlike sal dit nie verstaan nie. Wat jy wou sê, jy het haar probeer uitnooi toe sê sy nee. Ja. Ja. Dankie meneer. Baie dankie. Dis die probleem. Sou iets verkeerd gaan? Ja, meneer rekening. Ek gaan net gaan in die bestuurder. Nou goed, dan gaan ek gou kleedkamer toe. Kom ons gaan. Ek wil dit op film hê. Erik, Barbara. Jy kan enige oomblik hier ingestap kom. Barbara, ek het jou uitdruklik gesê dis verby. Ek kan nie. Dit was 'n fout, hoor jy? Erik, ek kan nie leef sonder jou nie. Ja, jy kan. Jy sal weer iemand anders leer ken. Jy sal sien. Toe Barbara wees nou dapper. Daar's so baie wat ek vir jou wil sê. Asseblief, kan jy nie net nog Luister een keer na na my. my kom? Ek kan nie soontoe gaan nie, Barbara. Nooit ooit. Goed dan, Erik, sê jy dan net waar. Goed, Luister, goed. luister, ek Kalmeer wil net. jou môre Goed, aand dan is sien. alles reg, bly net stil. 8 uur môre aand. Hoor jy? Goed dan 8 uur. Daar is hy. Hy's hier. Totsiens. Nee, dis vir jou. Dankie. Totsiens. Jammer, ek het binne. Dis alles in orde. Verskoon my. Ja? Die paartjie wat daar oorkant geëet het, die dame het 'n groen rok aangehad. Hulle van was nie miskien Parsons nie, was hy? Nee, mevrou, die naam was Crane. Crane, natuurlik. Haar nooiens van was Parsons. Hulle is vriende van my suster. Ek het hulle baie jare laas gesien en ek wil hulle graag 'n bietjie opsoek. Het jy hulle telefoonnommer? Natuurlik. Ek het dit hier so, 5552456. Is wonderlik van jou, dankie. Jy het geen idee hoe bly hulle gaan wees nie. Kan ek vir jou 'n taxi kry? Dankie, ja. Daar is hy. Jy kom maar nader staan. Dankie. Goeie werk, Barbara. Sorg jy dat Crane môre aand op die kop 8 by die restaurant is en ek sorg vir 'n goeie bonus. Nou verstaan ek. Dis nie regtig die soort modelleerwerk wat ek in My gedagte gehad het. liefie, almal moet iewers begin. Nee, ga by die agterdeur uit.
Dis 'n verrassing, kom gerus binne. Dankie, Melissa. Nou, wat is die nuwe inligting wat so dringend is? Dis baie belangrik en dit gaan jou baie geld kos. Ag nee, Frank, dit klink amper of jy my dreig. En dit sê jy nooit doen nie, met 'n weerlose vrou soos ek nie. Dis besigheid. Die plan wat jy beraam het, gaan nie werk nie en ek het die inligting wat jou kan red. Wat is dit? Waarvan praat jy tog? Erik Kreins ander werk aangebied. Hy gaan weg by Elmat Industrie. Hy kondig dit Vrydag aan. En van daai oomblik gaan hulle sê hy is 'n sekuriteitsrisiko. Dis waarom hierdie leers so waardevol vir jou is. $100,000. Jy weet jy fooi is net 20,000. As jy my nie wil betaal nie, kry ek 'n ander koper. $100,000 dan. Kry jy môreoggend op dieselfde plek. Ek sal intussen hierdie op 'n baie veilige plek hou, as jy nie omgee nie. Wil jy nog 'n glasie wyn? Vinnig enetjie, ek moet gaan. Goed dan. Ons drink op jou niet gevonde aggressiviteit. Ek het geweet jy sal nie omgee nie. Elke man vir homself. Ek gee om nie. Nie die minste nie. Terwyl sy op pad uit was en ek het hom probeer agtervolg toe hy by die gebou uitkom, maar ongelukkig verloor. Ooh. Hy het toegewyd genoeg, dink ek. Hy het weggejaag en verdwyn oor die pier. Toe stop ek. Hy was toe Vreeslik nat, vreeslik dood. Hy is vermoor, vergiftig. Maar hy is gelukkig geïdentifiseer. Die man se naam was Frank Bonner, hoof van die personeeldepartement van Elmat Industrie. Wag 'n bietjie. Dis dieselfde plek waar my ou werk, ene Erik Krein. Henry weet net hy's betrokke by die ontwikkeling en navorsing van moderne sekuriteits... Militêre mikroskryfies. En sy baas is 2 weke gelede doodgemaak in die... In Krein verlaat Vrydag die maatskappy. Dis die inligting wat Bonner aan Melissa verkoop het. Sy het dit in 3 of 4 leers opgesluit in 'n kluis in haar blyplek. Ek moet net daar inkom en dit onder oë probeer kry. Nou goed, as jy dit doen, sal ons na Krein omsien en die ou teen homself en Melissa beskerm. Goed. En wie al hoe?
Ons kry Barbara uit die prentjie. Ons bied haar werk aan. Sy sal my nie kan weerstaan. Shake it up, it's all that we know. Goed, is die lig reg? Ja? 9-6. I'm waking up, Kyk hier na toe. Mooi, Jack. sheets all around on the covers. Hi, ek is jammer ons. Hi. Is julle van die Melissa Stoot-agentskap? Hallo. Dis Alsania. My naam is Danielle Reynolds. My naam is Angelica en dis Barbara en dis Cheryl. My naam's Jack. Hi. Ons twee ken mekaar, onthou jy? Hoe kon ek vergeet? Jy was so voor op die wag. Wel, ek waardeer dit mevrou Stoot julle kon stuur. Dit was sulke kort kennisgewing. Die klere is daar oorkant. Julle kan maar gaan verkleed. Goed, dankie. Barbara, laat ek 'n paar van jou neem. Dankie. Ja, hierso. Net 'n oomblik glimlag. Wonderlik. Wat is dit? Foto's vir Helen. Dis 'n fantastiese idee. Wat? Ek dink sy's net reg vir die kosmos. Ja, sy's hier. Helen Girly Brown. Sy het my vanoggend gebel. Sy het 'n probleem en wou weet of ek haar kon uithelp. Ek het nie gedink ek kon totdat ek jou gesien het nie. Dis vervoer. Ellen soek na die gesig van die 80's. Maar moenie vergeet nie, ek doen dit nog nie baie lank. Ag, jy's perfek. Dit moet 'n onbekende gesig wees. Ek laat haar dadelik van jou weet. Kan jy vandag al vertrek? O nee, ek sal nie kan nie. Ek het 'n belangrike afspraak vanaand. Dis 'n besigheidsafspraak. Ek modelleer net deeltyds. O, dis regtig nogal jammer. Dis my fout. Ek moes geweet het dat iemand met jou styl is, seker ook vreeslik ambisieus. 'n Nuwe modelle in New York verdien maar net wat sal jy sê, Jack? Maar net so 'n paar honderd. Wag net 'n bietjie. So 'n paar 100,000. Hallo, dis Barbara. Jammer om jou in die steek te laat, maar Danny Reynolds het vir my 'n sessie gereël met Helen Girly Brown in New York. Ek vlieg vanmiddag nog. Totsiens. En ek betaal haar $2,500 'n week. Is daar glad nie eerlike vrou in San Francisco nie? Betroubare mense is maar skaars. Angelica het gesê Stryker was ook by Danny Reynolds se fotosessie. Sy het hom gestuur om hier rond te snuffel. Ek dink nie meer vir Reynolds is net 'n onskuldige fotograaf nie. Sy meng met ons besigheid in, Sean. En daar's een ding waarvan ek regtig nie hou nie. En dis kompetisie. Wat stel jy voor doen ons handtrend? Is daar iets met jou verbeelding verkeerd? Glad nie. Is alles gereël vir vanaand? Ja, hy sal daar wees. Ek ook. Goed. Dis die mikroskyfie wat Smith & Crane ontwikkel het. Dit kan veral op militêre gebied goed gebruik word. So, dis waar agter Melissa was. En wat gaan jy dan doen om die vrou te keer? Uit eet. Uit? Jack, ek kry jou by die restaurant om 8:15. Ek gaan my net gou uitdos. Jy gaan jou vat.
Alex, dis 'n voorreg. Ek wil glad nie gesien word nie. Ook 'n spesiale kamer vir jou reguit af van die gang. En alles is nog reg. Heeltemal. Meneer Klein sal jy wees, ek waarborg jou dit. Ga maar. Broodjie vir u meneer? Baie dankie. Die kelner se nou hier wees. Geniet die ete. Meneer Klein nie waar nie? Ja, ek Ek is Melissa Stewart, 'n vriendin van Barbara. sit asseblief. Hoe gaan dit met Barbara? Wel, sy is natuurlik ontstel oor wat tussen julle gebeur het. Ek is baie jammer sy het seer gekry. Dit is net ek dink dit het net weer deurgedring dat ek my vrou liefhet. Sy is by my in die woonstel, sy is onkeerbaar. Sy is heeltemal hysteries. Ek is bang sy sal selfmoord pleeg. Ek is seker as jy saamkom, selfs as jy net met haar kom praat, miskien sal dit help. Werk dit? Perfek. Ek kan nie punt insien die goed gebeur. 'n Ouer man met 'n ondervinding en 'n jong meisie wat nie die stad ken nie. As ek net nie die verhouding so ver laat ontwikkel het. Ek kan sien jy's 'n eerbare man. Jy wil doen wat reg is. Dink jy sy sal verstaan as ek aan haar verduidelik hoe ek voel? Asseblief. Nou goed dan. Laat ek jou eers waarsku. Vroegtydsberekening. Maar daar's 'n klein partytjie aan die gang by my plek. Vriende, sakekennisse en my ander modelle. Maar jy en Barbara kan alleen in privaat in die slaapkamer gaan gesels. Sy het haar ander modelle. Sy gaan Klein probeer afsmeer aan een van hulle. Hulle het hulle modelle en ons het ons modelle. Ek is jammer Barbara's weg, Melissa. Het jy so waar laat gaan? Ek het haar probeer keer. Sy het gesê sy wil uitgaan, gaan vars lug skep. Ek moet gaan kyk waar sy is. Nee, wag. Jy kan nie gaan nie. Sien net sy skakel. Dis waar, ek sal maar nie wag. Gee my so lank jou jas. Cheryl, dis meneer Klein. Skryf vir my drankie. Sekerlik. Kom saam met my, Klein. Dankie. Waar is ons vriend? In die kamer. Sê jy die gaan bel? Natuurlik. Hoe het dit gegaan met mevrou Reynolds? Stryker het daar so opgedaan. Ek het amper gehad, maar En jy laat 'n manlike model jou opdraande gee? Ga onmiddellik terug en gaan doen jou werk en keer meneer ordentlik. Ek is jammer ons is laat, maar ek het probleme by my woonstel. Barbara het ons gery. Sy het ons so baie van jou San Francisco modelle vertel. Ons wil hulle graag ontmoet. Toe maar, ons sal niks Ons sê ons net as jy omgee. Asseblief, natuurlik gee ek nie om nie. Dankie. Hi, ek is Gretchen. Ek is dol oor die musiek. Wil jy gaan dans? Wel, eintlik is ek Nee, dan. ek kan nie. Ons is op pad na die buffettafel toe. Jy wil nie nou dans. Ek het jou mascara het gesmeer. Kom ons gaan eet. Jy sal nooit kan raai hoe bly ek is om die pragtige, verbuisterende Danny Reynolds te ontmoet nie. Dit is so verfrissend om te sien jy het jou skoonheid beslis nie te danke aan sagte ligte en vleiende kamerahoeke nie. Hoe gaaf van jou.
O, ek's jammer, ek's altyd ook so lom. Kom ons gaan stappe in. Hoekom gaan wys jy my nie wat het brug is die Golden Gate nie? Wel, is dit al tyd vir hom aksie? Ons kan dit nie wag nie, laat ons eers wag tot hulle loop. Terloops, van hulle gepraat. Waar's meneer Stryker? Oh, meneer Klein. Geniet jy die aand? Het jy dalk meneer Stryker iewers gesien? Hy is seker by een van die modelle. Ek gaan hom gou soek. Selfs al is jy beroemd, dink ek nog steeds jy is effens voor op die wa. Wel, ek het gedink 'n goeie gasvrou moet toesien dat haar gaste gelukkig is. Ek het so 'n bietjie persoonlike aandag nodig. En toe dink jy sou dit in my slaapkamer kry? Nou, die kunswerke is so stimulerend. Connoisseur? Absoluut. Ek's jammer, Verskoon my 'n oomblik, meneer Stryker. Wat kan ek vir jou doen, meneer Klein? Ek dink nie Barbara gaan terugkom nie, so ek gaan maar veers. Wat 'n jammerte. Ek is so jammer dat besluit om te verdwyn. Ek sou vir sê hoe konsidererend jy was. Dankie. Ek is seker dit sal beter laat voel. Ek hoop jy lê dit als vas op film. Maar natuurlik, met my lipstik. Gepraat van lipstik. Ja, dis net 'n ander manier om 'n mens te kamoufleer. O ja, yes. Ek sê wys waar dit is net hier langs. Waarheen vat hulle hom? Was nog van tyd. Net 'n oomblik, meneer Klein. My liewe vriend. Hoe gaan? Maar wie is jy? Ek het jou nog nooit tevore ontmoet nie. Ag, is lekker om jou nou weer te sien. Wat 'n heerlike verrassing. Jammer, ek dink ek het my baadjie vergeet. Jaarvergadering van die rekenaar. Ons moet mekaar weer Ja, sodat ons kan gesels. Loop hier uit asseblief. Sekerlik. Meneer Krein. Meneer Krein, ek sal jou huis toe neem. Nee, dankie, dis nie nodig nie. Ek het 'n afspraak met jou. Wel, ek kon seker nie wag vir die huiser nie. Wat ek kon aflei uit die papiere wat Frank wou gegee het, oftewel aan haar verkoop het, is dat dit persoonlike besonderhede bevat oor 3 mans wat moontlik by Krein se oorneem as hy bedank. Dis dan hoekom hulle sal by Krein wou uitkom voor hy gaan. Of wat dink julle? Maar dis ongelooflik. Dan herken jy hom. Natuurlik herken ek hom. Dis Alexander Petrovich. Hy's 'n berugte KGB-agent. Wat op aarde doen hy hier in San Francisco? Hy is van die Russiese ambassade in Washington. Dis dan die rede vir Melissa se partytjie. Sy wou 'n foto van Krein en 'n erkende spioen hê. Ja, sodat dit lyk asof hy met hulle saamwerk. Niemand sou dan met 'n tang aan hom raak nie. Hy sou sonder werk sit, selfs al is hy onskuldig. So wou hulle hom dwing om vir hulle inligting te gee oor die mikroskyfie. Julle twee sal dadelik daardie negatiewe in die hande moet kry, want solank dit in hulle besit is Krein in 'n groot gemors. Ek weet julle dis aan Melissa se kluis. Jack, kyk of jy in Melissa se woonstel kan kom. Stilletjies. Deur 'n sleutelgat of oor die dak, enigiets. Net sodat sy nooit weet jy was daar nie. Ek is bevrees ek jou net nie goeie nag gesoen nie.
Ek dink miskien moet ons Modelle moet liever glad nie praat nie. Wat doen jy? Ek kry van champagne. Julle modelle is allemaal dieselfde. Daar's nie een wat kan wegbly van 'n spieël nie. Beroemde Russiese spioen. Dink jy die FBI sal glo jy is onskuldig? Jou geloofwaardigheid in die hele westerse wêreld sal dadelik daarmee heen wees. En wat word van my vrou en my gesin? Asseblief. Jy was glad nie so heilig toe jy saam met Barbara rondgang. Stop het! Dramaties, maar sonder enige effek. Die heerlijke ding omtrent die negatiewe is, jy laat afdrukke maak keer op keer. Nou luister jy baie mooi na my. Die oomblik môreoggend, as jy aankondig dat die onderneming gaan verlaat, is die kluis vir jou verbode terrein. Jy gaan sorg dat jy vroeg voor enigiemand môre in jou kantoor is. Die planne kry vir die mikroskyf vir die kluis waar dit gebeere word. Afdrukke daarvan maak en na my toe bring by die parkeerterrein. As jy nie doen wat ek sê nie, gebeur dieselfde dalk met jou as wat met jou kollega gebeur het. Wat dink julle doen julle? Waar is die planne vir die mikroskyfie? Toe die waarheid. Ek word nie toegelaat. Die waarheid. Jy kan dit kry. Ja, ek kan, maar nie vir jou nie. Ek sal nie, jy kan maar doen wat jy wil. Maak my maar dood, ek is nie 'n verraaier nie. Dis wat ek wou hoor, meneer Kruin. Wat die duiwel is hier Ons aan is van die die gang? regering. Ons werk ondergronds. Luister, ek is jammer hier, maar ons moes seker wees dat ons aan dieselfde kant is. Die vloek het eers ontslaag geraak van Smith. En nou dit. Ek kan dit nie langer verduur nie. Ek's bevrees ek gaan jou verder skok. Jou gewese vriendin Barbara is ook aan die ander kant. Nee, ek glo jou nie. Ek weier om dit van haar te glo. Sy het dalk nie geweet waarmee Melissa besig is nie. Maar sy het hulle gehelp. Ek's jammer hieroor. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ek's beslis nie 'n verraaier nie. Maar hulle het foto's en hulle besit en hulle kan my ruïneer. Ek het foto's gehad. Jy het al die afdrukke opgeskeur. En ek het die negatiewe deur groot persoonlike opoffering. Ons volle simpatie, Jack. Wat is dit? Ek wil dit nie Sy meer maak saks- 'n mikrofoon vas aan jou. Ons wil alles hoor wat daar binne gebeur. Daar kom Melissa. Kan jy dit glo? Selfs haar kar is swart. Dis Henry Taylor. Wag tot dit Kruin die planne aan haar oorhandig en beweeg daarna. Kom maar.
het hoef nie heeltemal pluis nie. Ons het nie die sein verloor nie. Nee, dis nie wat ek... Sy rook nie. Dis reg. Sy het nog elke keer wat ons haar gesien het onophoudelik gerook. En ten spyte van die geweldige spanning het sy vanoggend nog nie een keer gerook nie. Daai vroumens is nie Melissa. Jy moet Kryn gaan help, Jack. Ek sop pad. Gaan nader. Onmiddellik. Ons ontmoet mekaar by die interessantste plekke, nie waar nie? Wel, as wat ek nie sonder jou kan leef nie. Waar's Jack? Dis saam met haar daar binne. Kom aan. Waar is hy? Sien hom nie. Jammer. Dis net 'n skrapie. Jack! Oppas, daar's 'n skelmskinder. Gedwing om dit te doen. Ek was net veronderstel om haar pruik te dra en in die kar te wag. Goed, vat hulle maar weg. Dis altyd jammer as twee vriende 'n woordewisselingie het. Maar gelukkig is ons nie vriende nie. Nee.